Die graanmark het hierdie week 'n bietjie hoop gekry uit China, maar die groot vraag is, gaan dit genoeg wees om pryse regtig om te draai? Trump en Xi se ontmoeting, China se moontlike landbou-aankope, Iran, oliepryse, kunsmis en die nuwe seisoen se plantbesluite. Alles speel nou saam in 'n mark waar boere baie mooi moet dink voordat hulle groot besluite gaan neem. Ons kyk na hierdie en meer in hierdie week se John Deere graanmarkoorsig, moontlik gemaak deur John Deere en Zematic Irrigation Systems. John Deere Financial verstaan dat elke seisoen unieke eise aan jou kontantvloei stel. Daarom bied hulle finansiering wat jou help om nou in die regte toerusting te belê sonder onmiddellike druk op jou kontantvloei. Eerste betaling eers in 2028 deur slegs 4 jaarlikse betalings te maak oor 5 jaar, BTW terugbetaal na 4 maande. Deposito volgens kredietaanvaarding. Dis die ideale tyd om jou boerdery met die krag en akkuraatheid van John Deere 9R toe te rus. Aanbod geldig tot 31 Augustus 2026. Op die markte het die witmelie spotprys dan maandag gedaal na R3.350 per ton, met die Julie kontrakprys op R3.366. Die geelmelie spotprys daal na R3.456, met die Julie kontrakprys op R3.465 per ton. Die sojaboon spotprys styg na R6.940, met die Mei 27 kontrakprys nou op R7.158 per ton. Die sonneblom spotprys daal na R8.770 per ton, met die Mei 2027 kontrakprys nou op R9.030 per ton. Die koringspotprys daal na R5.850, met die Desember kontrakprys op R5.944. Die sorghum invoerpariteitsprys geland in Durban staan tans op R4.406, uitgedopte Argentynse grondbone op R24.135, met die nuutste katoenprys wat dan ook styg week op week na R11.910 per ton. Kom ons kyk dan vinnig na die nuutste pryswys kunsmispryse. Hierdie met die afgelope week gedaal na R12.050 per ton, met pryse wat onder druk bly omdat voorraad beskikbaar is, maar kopers nie druk besig is om nou aan te koop nie en wag meeste nou vir pryse om te daal voor enige aankope gemaak word. MAP het weer eens gestyg en staan tans op R15.041 per ton, terwyl KCL nou rondom R6.771 per ton verhandel, ook effens op week. Kaliumpryse is stabiel op die oomblik, maar sien ons dat ammoniumsulfaat op R4.960 tans verhandel en bly dit hoog omdat swaalpryse tussen R16.000 en R19.000 per ton steeds is op sekere markte. Die Midde-Ooste se spanning en hoër energiepryse ondersteun steeds natuurlik die swaalpryse. Hierdie pryse word met trots aan jou verskaf deur Pryswys. Benodig jy 'n kwotasie vir kunsmis of enige ander landbou-insette, kontak gerus vir Greta by Pryswys op 083-256-8139. Sy help jou graag om die beste moontlike pryse op bykans enige insetprodukte kry. Pryswys, jou skakel na beter insetpryse. Die groot nuus van die afgelope week in die graanmarkte was Trump se besoek aan China en sy ontmoeting met president Xi. Die graanmarkte het gehoop dat daar dalk meer van 'n handelsooreenkoms uit die ontmoeting aanvanklik sou kom, met China wat moontlik meer Amerikaanse landbouprodukte sou aankoop. Die gevoel wat 'n mens egter aanvanklik uit die besoek gekry het, is dat dit eerder 'n algemene besoek was om te kyk of hulle nie die verhouding tussen China en Amerika kan herstel of moontlik dalk kan verbeter nie. Aanvanklik het ons geen nuwe formele ooreenkomste gehoor nie, maar teen Maandag is daar egter aangekondig dat China ongeveer $17 miljard se Amerikaanse landbouprodukte gaan aankoop. Dit is positiewe nuus uit hierdie onderhandelinge en dui op meer stabiliteit tussen Amerika en China, wat op die ou einde net goed vir die graanmarkte kan wees met vraag wat moontlik gestimuleer gaan word uit hierdie situasie. Wat ons egter baie mooi nou moet onthou, is dat aankondigings en fisiese aankope twee verskillende dinge is. Die mark gaan nou wel begin kyk of China werklik gaan begin inkoop en of is dit nou 'n uitvoer inspeksies, en skeepsbewegings en verdere markdata wat ons dit gaan begin sien. Indien die volumes nie vinnig genoeg gaan realiseer nie, kan die mark egter weer bietjie terugsak op die teleurstelling van hierdie nuus. Die belangrikste vraag is dis nie net wat aangekondig is nie, maar of China dit werklik gaan invoer en hoe vinnig daardie aankope in die mark gaan begin wys.
Aanvanklik het die sojamark baie negatief gereageer en dit het mieliepryse teen die einde van verlede week dan ook laer getrek omdat daar nie fisiese handelsooreenkoms geteken was nie. Maar met dit genoem, ons sit steeds met baie hoë voorrade van mielies en sojabone in Amerika, Brasilië en plaaslik en hou dit graanpryse wel onder druk. Wat my wel opgewonde maak, is die feit dat wêreldwye vraag na mielies en sojabone steeds uitstekend is, selfs sonder hierdie ekstra vraag vanaf China wat ons nou gesien het. Ons is dus nou in 'n situasie van hoë vraag en hoë aanbod, wat moontlik ou seisoenpryse laag kan hou vir nou. Plaaslik moet ons ook nie net na die Chicago prys kyk nie. Die rand-dollar, SAFEX se verhouding tot invoer en uitvoerpariteite, plaaslike voorraadvlakke en die tempo waarteen ons oes nou in die mark gaan inkom, gaan steeds 'n groot rol speel in waar plaaslike pryse tans beweeg. Dit beteken dat internasionale nuus wel belangrik is, maar plaaslike faktore kan steeds bepaal of ons pryse dan vinniger gaan daal, stabiel bly of dalk weer 'n bietjie ondersteuning kan kry. Iets anders wat ons ook moet dophou is die konflik in Iran. Indien dit tot 'n einde kom, kan ons moontlik sien dat graanpryse ongelukkig verder kan daal, veral indien oliepryse dan ook terugkom. Dit klink wel of daar 'n paar skepe is wat terugkeer na Amerika en ek wonder of dit nie dalk die begin van die einde van hierdie konflik kan wees nie, met dinge wat dan stelselmatig rustiger kan raak. Ons sal dit baie vinnig in die oliepryse wel sien. En almal wag nou om te sien of die straat van Hormuz weer volledig oop en veilig sal wees. Ek hoop regtig ter wille van ons boere dat dit eerder vroeër as later kan gebeur. Dit kan natuurlik meer kunsmis op die wêreldmark beteken en hopelik kan kunsmispryse ook begin terugbeweeg na meer normale toestande. Maar selfs al raak die konflik rustiger en oliepryse kom af, beteken dit nie noodwendig kunsmispryse gaan dadelik val nie. Gaspryse, logistiek, voorraadvlakke en internasionale vraag speel steeds 'n groot rol. Dit kan dus help, maar ons moet nie verwag dat insetkostes oornag gaan normaliseer nie. Die markte kyk nou na die Amerikaanse aanplantings ook en die weer wat daar vir hulle uitspeel. Dit bly wel baie droog oor die koringgebiede en ook in sommige kleiner mielie- en sojagebiede. Groot dele van die mieliegordel verwag egter reën wat genoeg vog vir hulle aanplantings behoort te gee, hoewel dit aanplantings ook effens kan vertraag. Ons sal moet sien hoe hulle aanplantings natuurlik vorder en of daar later 'n weerpremie in hulle mark gaan begin inkom, maar tans lyk dit wel of dinge baie goed vorder. Vir nou lyk Amerikaanse mielie- en soja aanplantings nog relatief goed, so die mark het nog nie 'n groot rede om 'n sterk weerpremie in te prys nie. Koring is dalk die een mark waar die skade meer duidelik is in Amerika, maar selfs daar sal Amerika alleen nie noodwendig die wêreldprys draai nie. Ons sal ook moet kyk na lande soos Rusland, Oekraïne, Europa, Argentinië en Australië byvoorbeeld en Frankryk en ons sal hulle mooi moet dophou voordat ons kan sê daar is werklik genoeg produksierisiko om wêreldkoringpryse sterk hoër te dryf. Die fondse behou steeds wel hulle lang posisies in mielies, alhoewel dit effens kleiner geraak het oor die afgelope week en dus druk gesit het op die mieliepryse. Dieselfde geld ook vir sojabone waar sommige lang posisies ook 'n bietjie minder gemaak is. Ek wonder wel hoe die fondse nou gaan reageer op hierdie nuus wat ons uit China uitgekry het. Indien hulle dink daar is werklik potensiaal vir groter aankope en dat hierdie verhouding tussen Amerika en China wel gaan verbeter, kan ons dalk weer ondersteuning in die mark sien van hulle oogpunt af en addisionele vraag in die mark kry. Die fondse bly egter steeds kort in die koringmark ongelukkig, wat daarop dui dat koringmarkte vir nou onder druk behoort te bly. Vir die nuwe seisoen is die onsekerheid oor insetkostes wat natuurlik baie hoër geraak het, asook die El Niño of sogenaamde Super El Niño in sekere kringe op almal se gedagtes, soos die beplanning nou in sekere areas afskop waar boere reeds kon stroop. Ek weet ook daar is plekke waar die lande steeds baie stadig afdroog en waar boere steeds sukkel om in die lande te kom. Vrae wat ek nou baie kry is of 'n mens minder moet plant en of selfs glad nie moet plant nie met al die doom and gloom voorspellings wat tans rondgang vir die volgende seisoen. Dit hang natuurlik ook baie af van elke boer se eie situasie en risiko-aptyd.
Persoonlik sou ek hierdie seisoen 'n meer konservatiewe benadering volg met hierdie geweldige hoë insetkostes. Plant dalk net die hoë potensiaal gronde en maak seker dat insette so doeltreffend as moontlik gebruik word. Ek dink dis die belangrikste is nie noodwendig om net minder te plant nie, maar om wel slimmer te plant. Werk met bruto marges per land, fokus op die beste gronde, bestuur insette baie noukeurig, hou kontantvloei baie fyn dop en beskerm marges waar moontlik met die bemarking of gedeeltelike bemarking of prysverskansing. In 'n jaar van hoë onsekerheid soos wat ons nou ingaan, is kontantvloei en risikobestuur net so belangrik soos opbrengspotensiaal. Daar is natuurlik ook die moontlikheid dat pryse volgende seisoen weer gaan optel, so dalk kry ons later verligting aan die pryskant. Maar wêreldwyd sal daar ongelukkig waarskynlik minder geplant moet word, veral as ons kyk na sojas, mielies en koring, om die winsgewendheid van ons produsente weer te verbeter en moontlik die graanpryse weer bietjie ondersteun. Hierdie week se John Deere graan markoorsig word met trots aan jou gebring deur John Deere en Zematic Irrigation Systems. Baie dankie dat jy ingeskakel het en sien julle weer volgende week.